Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons kon opstaan vanmôre, dat ons hierdie nuwe dag tegemoet kan gaan in sy naam, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook sal seën. Ek wil ons vanmôre sal stilstaan by Spreuke 20 vers 1 tot 6. Ons gaan 'n bietjie praat oor die gedagte van wyn, die koning, twis en dan die luiaard. Nou, reeds vir u gesê vriende dat ons nie al die verse elke keer deeglik gaan hanteer nie, aangesien ons alreeds baie van hierdie verse hanteer het in die gedeeltes wat verby is. Maar ons sal hier en daar aan verwys en vertrou die Here ook verwys het vir die verstaan van sy wonderlike woord. Ons begin met Spreuke 20 vers 1, daar staan die wyn is 'n spotter en sterk drank 'n lawaaimaker en elkeen wat daardeur bedwelmd raak is nie wys nie. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak. Niemand wat van dronkenskap slinger is verstandig nie. En ag vriende, nou is daar baie vrae wat na vore kom en mense vra my altyd, luister Gerard, is dit 'n sonde om wyn te drink, om 'n bier te drink of wat ook al? Ek drink net een brandewyn en coke en ek word nie dronk daardeur nie, en so is daar baie redenasies van baie oorde en baie mense en baie kante. En ag vriende, al wat ek vir u kan sê is wat die woord van die Here vir ons sê. Daar is nie 'n vers, en ek het al reeds vir u gesê in die verlede, daar is nie 'n vers wat sê jy mag nie wyn drink nie, jy mag nie bier drink nie. Ek het vir u gesê, as baie goed in die wêreld wat gebeur en dinge wat mense doen, waar daar nie 'n spesifieke vers voor is nie, maar ek dink die konteks, en ek dink God se woord en skrif met skrif gee vir ons baie duidelike riglyne hoe ons lewens moet leef as kinders van die Here. En een van die dinge wat die grootste gevaar vir ons inhou, is die gebruik en die misbruik van drank. Wyn, sterkdrank, bier, noem dit net wat u wil. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, wyn maak ons ligsinnig. En ek kom met so baie mense in aanraking, en ag vriende, ek het onlangs by die golfbaan toe ek my seun gaan optel het ek gesien hoe 'n senior man hom wangedra onder die invloed van drank. Soveel so dat die jong seun en dogter wat by hom was vir mense gesê het in die parkeerarea, verskoon die oom, ons ken hom nie. Skaam gekry vir hierdie senior man wat hom soos 'n barbaar gedra omdat hy onder invloed van drank is. U sien, wanneer jy onder invloed van iets anders as die Heilige Gees is daar wangedrag, is daar ligsinnigheid, is daar lawaai, is daar 'n geskree, is daar losbandigheid, is daar sekere dinge wat gebeur, baie keer gevegte, mense raak aan argumente betrokke, en die hartseer is dat die Bybel ons waarsku teen dit. Ek onthou toe die Here my siel 35 jaar terug gered het, ek was 'n sterk drinker gewees, ek het daagliks gedrink, en die dag toe die Here my siel red het, die Here my kon vrymaak van die gebruik en misbruik van drank. En ag vriende, ek was nog nooit spyt daaroor nie. Ek is nie besig om te probeer redeneer met mense om dit te regverdig nie. Daar's 'n dag in my lewe wat aangebreek het waar ek gesê het, ek is klaar met dit wat my lewe potensieel skade aan kan doen. My vrou en my kinders skade aan kan doen. Die gemeenskap skade aan kan doen. Ek wil vir u sê, 95% van die motorongelukke op die pad as gevolg van drank. 95% kinders in die kinderhuise as gevolg van drank. 95% van die kere wat mense afsiekboek is omdat hulle die naweek te veel gedrink het of een of ander ding oorgekom het van te veel drank. Gaan kyk maar na die mediese kostes, en ek wil nie vanmôre praat oor hierdie saak, en ek het al reeds daaroor opgeneem en ek het al reeds boodskappe daaroor gepreek in die gemeente. Al wat ek net vir jou wil sê, ek en jy het 'n gewete. Ek en jy het 'n verstand wat geonderrig moet word uit die woord van die Here. En vriende, daar is geen regverdiging vir die gebruik en die misbruik van drank nie. Ek wil vir u sê, as ons kyk die gedagte van drank en die geweldige skade wat dit doen, is ek eerder 'n geheelonthouer voordat ek myself op hierdie gevaarlike terrein bevind waar ek begin gebruik en ek weet nie later wanneer om op te hou nie, en dit het gevolge wat ek later oor geweldig spyt is. En daarvan het ek baie getuienis. Al wat ek net vir u wil sê is wat die woord sê, wyn is 'n spotter, sterk drank is 'n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelmd raak is nie wys nie. Daarom wil ek jou vra dat jy 'n wyse sal wees, en eerder drank sal vermy. Glo my, dit sal vir niemand 'n hartseer dag wees, as jy sê ek is klaar met hierdie goed in my lewe, wat soveel hartseer vir ander en myself al gebring het. Die volgende vers sê, die dreiging van die koning is die gebrom van 'n jong leeu, wie hom vertoren verbeer sy lewe. Nou ek het vir u gesê, ons lewe nie die dag en tyd van konings nie. Daar is miskien nog die koning in Engeland wat hulle in 'n mate respekteer, maar daar is nie meer 'n koning soos in die tyd van die Bybel wat as 'n diktator regeer nie. Ja, daar is wêreldleiers wat diktators is, ons weet hoe gaan dit in sekere van hierdie kommunistiese lande, maar die hele gedagte is net dat die dreiging van 'n koning, vriende, wek net soveel vrees op soos die gebrul van 'n leeu. Nou, ek het al met mense gepraat wat leeu's vervoer het op hulle bakkies, en dan kom hulle by 'n sekere plek in, en as die honde daai reuk kry van die leeu, die vrees wat daar is, en of dit so is, weet ek nie, maar dis wat my vertel is. Maar die gedagte net is, die Bybel sê vir ons,
dat 'n koning se dreiging is die gebrom van 'n jong leeu. Wie hom vertoren verbeer sy lewe. So wat ek eenvoudig vir u wil sê is respekteer jou leier. Ek weet ons leiers is nie altyd mense wat eerbaar is nie, dit is verseker so, dit is nie mense wat altyd eerbare dinge doen nie, maar my verantwoordelikheid volgens die Bybel is, dat ons vir al die hooggeplaastes sal bid. Ons is nie daar om die leiers wat God aangestel het, en onthou elke leier is deur God aangestel, lees Romeine 13, die Bybel sê as ons versit, teen die leiers versit ons teen God, so ons moet vir hulle bid, ons moet hierdie mense opdra aan die Here en vra dat die Here hulle wysheid sal gee. En ag vriende, dat ons hulle nie sal bespreek en sal sleg sê, en op die einde van die dag oor onsself hartseer sal bring nie. Daar is lande wat, as hulle hoor dat jy die koning of die leier sleg sê, sal jy gearresteer word en as self tronkstraf opgehef word of gegee word. En die probleem wat ons vandag mee sit is dat ons eerder moet bid vir hulle in plaas van om hulle sleg te sê, want die meeste wat hulle sleg sê, vriende, is mense wat self die wet verbreek. En hulle kyk na die leiers wat die wet in 'n groter mate verbreek, in plaas van dat hulle self onderwerp aan God, onderwerp aan die leiers, onderwerp aan die wetgewing om die Here dan so te verheerlik. Daarom, wees 'n man, 'n vrou, 'n seun en dogter, wat bid vir die hooggeplaastes, sodat u en ek 'n stil en rustige lewe kan lei. Dan is vers 3, dit is die eer van 'n man, om van toos weg te bly, maar elke sot breek los. Ek het onlangs met 'n man gepraat wat vir my gesê het, maar ek moet onthou man, ons almal het emosies en ons emosies is baie keer iets wat maar net na vore kom en dan raak ons kwaad en ons raak boos en ons is besig om te beklei en ons toos en ons gaan te keer. Ek sê ja, dit is so, maar onthou van elke daad sal jy verantwoording doen. Elke aksie het 'n reaksie. Daarom is daar so baie hartsere en so baie familieskeringe en so baie toos en allerhande goed, juis omdat mense is wat nie hulle gees kan inhou nie. Mense wat maar net losbreek in hulle boosheid. Die een vers sê, dit is eerbaar om 'n risie te vermy. Enige dwaas kan 'n risie begin. So pragtig as ek dit lees, dat 'n wyse juis een is wat wegbly van toos, wegbly van risie. En daarom moenie jy bekend staan as een wat 'n risie begin, 'n risie veroorsaak en iemand is wat gereeld risie maak nie. Dan is jy nie 'n wyse nie, maar 'n dwaas, soos die Bybel dit vir ons leer. Om in vrede saam te leef met mense, sê die Bybel, is ons eer. Daarom, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Dis 'n Bybelse opdrag, dis 'n opdrag wat God ons gee om hom te verheerlik. Vers 4, vers wat ons al reeds hanteer het oor die leiaard. Salomo praat gereeld oor die leiaard. Vers 4 sê in die herfs ploeg die leiaard nie en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks te vind nie. Vriende, die beginsel is eenvoudig hier. Wat jy saai, sal jy maai. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. As jy nie beplan nie, gaan daar niks vir jou wees vir later nie. Daarom is dit nodig om nie alles wat jy nou het te spandeer en roekeloos daarmee om te gaan nie. Dis belangrik dat jy nie nou lui sal wees in jou jongtyd en dan verander 'n las sal wees in jou ou dag nie. Maar dat jy hard sal werk, sal beplan, vir die Here vir wysheid sal vra, sodat jy hom kan eer ook. En dan genoeg vir jou sal wees om te eet en dan ook vir jou familie te sorg en later op jou ou dag vir jou vrou te sorg as sy nog lewe en vir jouself te versorg, sodat jy nie 'n las op jou kinders en op die samelewing sal wees nie. Vers 5 sê die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees, 'n man van verstand sal dit tog uitskep. Ek het al reeds hieroor gepraat, vriende, u sal onthou daar in hoofstuk 18 vers 4 het ons al reeds daaroor gepraat en die vers gaan eenvoudig oor die gedagte dat 'n verstandige man skep uit 'n diep put van wysheid. Dis 'n man wat sy hart voed met God se woord, sy verstand is gevul met die waarheid van God se woord en as hy praat hy uit hierdie diep put van wysheid waar hy met die insig en kennis en verstand wat die Heilige Gees hom gee, antwoorde kan gee en so God kan verheerlik. Daarom gaan ek nie verder veel daaroor sê nie. Jy is baie welkom om ook daardie oordeenking te gaan luister. Vers 6, die laaste vers van vanmôre sê, baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? 'n vraag wat Salomo vra in die een vertaling wat ek nageslaan het sê, baie gee te kenne dat hulle getrou is, maar wie kan 'n werklike betroubare mens vind? En ag vriende, hierdie gedagte wat hier deurkom, welwillendheid, gaan oor loyalty, om loyaal te wees. Daar's baie mense wat sê, ek is loyaal, ek sal nooit my vriend te nakom nie, ek sal nooit my vriend verraai nie. En dan is ons dikwels soos Petrus, wat vir die geringste ons vriende verraai of verloon. Mag die Here vir my en vir jou wysheid gee, om by die kruis te kom kniel, dat hy ons harte sal ondersoek, dat ons sal regmaak waar ons verkeerd gedoen het, om die Here in alles te verheerlik. Want vriende, dit is belangrik, dat ons loyaal sal wees, dat ons betroubaar sal wees,
want dis wat God van ons vra. Mooi dag vir u verder. Ons bid dat die Here vir ons sal seën met wysheid, dat ons die pad saam met die Here sal stap, met die insig van sy woord, sodat die Gees ons ook kan lei na waters waar rus is. Groete en mooi dag verder, seën vir u, tada.